Baie welkom by nog 'n Woensdag woord. Kan jy glo dis die laaste Woensdag van Januarie. Die jaar is aan die gang en ek het soms net gewonder wat is die verskil tussen voornemens en vernuwing. En daai Januarie werklikheid wat hier aan die einde inskop wat sê ek het nuwe jaar planne gehad en voornemens, maar hoekom wil ons so graag verander, maar ons sukkel so regtig om te verander? Ek dink ons moet eers verstaan wat is 'n voorneme, 'n nuwejaarsvoorneme of sommer net 'n doodgewone voorneme. Is dit 'n voorneme fokus op jou gedrag? Dit het 'n klomp selfdissipline wat moet ingebou word en dit werk van buite af na binne. So jy sien wat daar gebeur en of jy sien wat in die spieël gebeur of jy sien wat in jou bankbalans gebeur en dan maak jy 'n klomp besluite wat gewoonlik gaan rondom die besluit ek gaan harder probeer. Die probleem met 'n nuwe jaar voorneme of enige voorneme is, Tim Keller sê dit so mooi, hy sê, behavioral change without a change of heart is unsustainable. In ander woorde, as ek goeie voornemens het en harder probeer, maar my hart verander nie, dan is ek eintlik besig om vir myself 'n rad voor die oë te draai. So daar moet 'n hartsverandering plaasvind. So wat is regte verandering teenoor 'n voorneme? Dit begin by jou hart. Dit word gedryf deur genade, baie genade, want dan besef ek, dit kom nie noodwendig uit myself uit nie, en ek kan dit nie uit myself uit regkry nie, en dit werk van binne af buitentoe. Met ander woorde, iets gebeur binne, en dan kan die verandering aan die buitekant raak gesien word. Dis maar soos 'n goeie dieet. Ek begin die regte kos insit, die regte goed eet, en dan kom die verandering. Maar as ek net buite fokus, en ek doen allerlei snaakse en quick fixes, en snaakse dieete, dit werk nie, want dit moet hier van binne af kom. Paulus sê in Romeine, laat God julle denke vernuwe, en dan gaan julle verander. So dit is nie net iets wat ek besluit of harder aan werk nie. God is besig om my van binne af nuut te maak. Tim Keller sê ook, ware verandering gebeur wanneer ons ons aanbidding verander, as ons op 'n ander manier met God daaroor praat, as ons anders daaroor begin kommunikeer ook in ons geestelike lewe. En verandering gebeur nie omdat jy moet nie, maar omdat jy iets lief gekry het, of omdat jy iets graag, daar het 'n hartsverandering gebeur, daar het 'n liefde daarvoor gebeur, en daarom gebeur dit, nie omdat ek net besluit, of ek kyk na die res van die wêreld, en besluit, maar hierdie moet verander nie. Hy het zich sê, God is more interested in transformation than information. Sien, ek moet daar bely, ek het nog 'n neiging om goed te gaan lees, en ek sal 'n klomp inligting kry oor hoe moet ek oefen, en wat se oefenprogram moet ek volg, of wat moet ek eet, en ek kan 'n lesing daaroor aanbied, maar dit gebeur nie noodwendig in my lewe nie. Dis nie asof ek nou môreoggend opstaan en my tekkies aantrek, en hier gaan ek nie. Maar ek kan vir jou presies sê, hoe ver moet jy begin loop, om op die einde te kom by die punt waar jy dit moet doen. So, kennis verander nie lewens nie. God se gees verander ons lewe, en ek dink dit is nogal 'n groot verskil. Kennis alleen is nie genoeg nie. 'n Voornemen sê ek moet beter wees, en 'n regte verandering sê, God is besig om my beter te maak van binne af. En dan moet ons weet, genade is nie die beloning omdat ek beter is, omdat ek beter doen, omdat ek meer Bybel lees, is genade nou die geskenk van God af nie. Genade is die brandstof, dis die petrol in die tank wat sorg dat ek regtig begin om stadig maar seker, bietjie vir bietjie te verander. Emotional healthy spirituality sê dat ons 'n stadige spiritualiteit moet aanleer in 'n baie haastige wêreld. En dis nogal anderste as wat die kultuur is. Die kultuur sê vinniger, makliker, beter, kits oplossings, en die geestelike lewe sê stadiger, rustiger, ontspan, dink daaroor, werk harder, raak rustig by God. Daar is 'n groot verskil. So hoe lyk regte groei? Dis stadig. Ons weet ons gaan partymal val, ons gaan weer moet opstaan. Dis 'n elke dag proses, en dis 'n getroue rigting, en nie 'n vinnige spoed nie. So
Oom Willem Nicol, wat ons studenteleraar was toe ek op Tikkies was, het altyd gesê, dit werk soos 'n groot skip. Hy draai verskriklik stadig. Dis nie soos 'n speedboat wat jy pluk en dan daar gaan hy nie. Dis 'n groot skip en jy draai hom stadig, maar as hy eers gedraai het, dan pluk jy hom ook nie sommer net weer terug nie. En dis daai hartsverandering wat kom deur die genade, die brandstof wat dit verander. God kyk met ander woorde na ons rigting en nie na ons prestasie nie. Waarin en in watter rigting is ek besig om te beweeg? So, as jy 'n voorneme gehad het hier aan die begin van die jaar, is jy nog op pad in die regte rigting? Is jy stadig besig om te verander? Want kitsoplossings werk nooit nie. Maar God ons harte verander, soos Paulus sê, ons denke verander, sodat ons nie soos die kultuur lyk nie, maar sodat ons regtig kan verander. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons die genade gee om te kan verander. Partymal wil ons verskriklik hard probeer om te verander. Ons wil meer moeite insit of ons wil 'n beloning hê wat vinnig is. Maar in 'n geestelike wêreld waar U betrokke is, gaan dit oor bietjie vir bietjie. Stadig maar seker werk U Gees in ons. Help ons om so rigting koersverandering in te slaan, eerder as om prestasie en spoed gedrewe te wees. Dankie Here dat U vir ons die genade gee en dat die Gees in ons woon en heeldag en aldag in ons harte en in ons gedagtes fluister. Amen.